Vanmôre gesels ons weer met dokter Roelie van der Spuy en sy tema lig op die skrif. Môre Roelie. Môre Willem, môre luisteraars. Ja, dis altyd vir my lekker om weer terug te wees. Ja, nee, maak dit vir ons partykeer baie moeilik om die skrif onmiddellik te herken met jou uh jou temas. En vanoggend is die woord juis moeilik, juis in deel van jou tema en dit is moeilik om uit die boks te vertaal. Ja, dis Nou jy's 'n vertaler, dis jou werk en jy's nou eintlik al die een wat die vertaling nagaan na al die jare se vertaling. Maar hoekom is dit moeilik om te vertaal? Vertaal ons net een woord wat bekend is na 'n ander woord toe. goed. Goed, daar's 'n verskil natuurlik om te sê dis moeilik om te vertaal en my tema dan wat sê dis moeilik om uit die boks uit te vertaal. Ja, vertaal is eintlik maklik in 'n sekere sin. Kyk, ek het dit al gesê. Dis maklik om te vertaal, maar dit is moeilik om betekenisvol te vertaal. So daai twee dinge is belangrik. Ja, Maar vir vanoggend se ja. tema het so 'n bietjie 'n ander angel, 'n ander hoek. Nadat ons nou hierdie vertalings gemaak het, en jy volg nie die standaard vertaling nie, maar waar jy gaan uit die boks uit met jou vertaling, dan kry jy probleme en dis die tema vir die dag. Dis moeilik om uit die boks uit te vertaal. En dis baie keer nodig sekerlik want 'n mens kry 'n ander insig of jy kry 'n ander verstaan van 'n woord en dan is dit seker nodig om dit te doen, nee, dan moet jy die moed van jou oortuiging hê om daarmee aan te gaan. Ja, Willem, dit is so, maar interessant. En ons kry dit in ons opleiding baie sterk. Nou, hoe word ons geleer? Ons word geleer daar is honderde jare se ervaring in vertalings, nê? As julle nou Hm. weet, luisteraars, die King James, wanneer is hy eerste keer vertaal? 16 16 hy is nou die dag is hy op 400 jaar oud gewees. Ek kan nou nie die jaar onthou nie. Maar 16 iets. So dit is Hm. 400 jaar gelede wat die King James vertaling vertaal is. En vir 400 jaar het mense vertalings gemaak. So daar's baie ervaring. Honderde jare, letterlik honderde jare se vertaling se ervaring in vertalings in die vorige vertalings. En mens moet dit gebruik. Mens moet dit volg. Daar word eintlik gesê mens moet so volg, die een na die ander moet jy die vertalings volg. En ons sien dit nogal dat daar letterlik as daar 'n frase of 'n uitdrukking is in 'n ou vertaling, dan kom hy baie keer voor. Wat nou vir my baie interessant was, is dat ek selfs baie keer in die Russiese vertalings sien ek iets wat sê nou wat in King James gedoen is 400 jaar gelede, wat dan in die sinodale vertaling, die Russiese sinodale vertaling is die oudste vertaling in Rusland. Dis daarin en dan word dit voorgedra in die nuwer Russiese vertalings ook. So mens sien letterlik een vertaling volg 'n ander vertaling. Want daar is wysheid daarin. Mense het dit al jare so vertaal en uh dit word so gedoen en mens wyk nie sommer net af nie, want daai ouens het ook na die oorspronklike gekyk. En ja, uh dis maar waaroor dit gaan. Kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van waar so 'n vertaling of waar jy Verskil. Ja. Verskil van die mees ondergekom algemeen. het, dat so 'n vertaling anders ter vertaal moet wees? Ja. Nou ek wil sê uh, ek het 'n akademiese artikel geskryf oor 'n woord wat ek verskillend wil vertaal as al die ander vertalings in die wêreld. Maar wat ek wil eintlik wil sê is as jou vertaling van die meeste bekende vertalings verskil, dan het jy probleme. Maar as jy uit die boks uit vertaal, dan het jy regtig probleme. Mense aanvaar dit nie. En jy word gevra, maar al die vorige vertalings kon tog nie verkeerd gewees het nie, soos ek sopas gesê het. Daar's meer as 400 jaar ervaring in vertalings. Hoe kan ek nou, Roelie van der Spuy of wie ook al, een of ander moderne vertaler, nou sê daar's 'n fout in die manier waarop al die vertalings nou al die laaste 400 jaar iets vertaal. Nou baie keer is dit nie altyd 400 jaar nie, maar baie keer is dit in die laaste 20, 30, 50 jaar wat een of ander vertaal
begrip gevolg word. So die vraag is, kan alle vorige vertalings verkeerd wees? Hoekom sê ek dan uh maar ek wil baie keer anders vertaal as die gewoonte wat daar is in die vertaling, nee. Nou, Willem, die vraag wat jy gevra het is, ek het nou 'n interessante voorbeeld hier in Job 3 vers 3. Nou, hier, luisteraars, hier wil ek nou vir julle sê, baie keer is ek 'n bietjie uh rammetjie uitnek, nee, ek volg nie altyd die tradisies nie, want ek probeer die Grieks en die Hebreëus volg. En dan sit baie keer vir my baie moeilik as my verstaan van die Hebreëus anders is as die oorspronklik as die vorige vertalings. En dit het letterlik in Job 3 vers 3 gebeur. Nou kom ek lees vir julle Job 3 vers 3. Job 3 vers 3 sê: Mag die dag waarop ek gebore is vergaan. Dis nou Job wat sy eie geboorte vervloek. En die nag wat gesê het, 'n seun is verwek. Nou, hierdie woord seun kom van die Hebreëse woord geber af. Die geber is soos 'n held. So nou my verstaan is beïnvloed deur twee dinge. Eerstens, letterlik hierdie woord geber word al die plekke in die Bybel vertaal met iets soos 'n held, 'n geloofsheld of 'n dapper held of iemand wat uitstaande is, iemand besonder is. Behalwe hierdie een plek in die Bybel, is letterlik die enigste plek in die Bybel wat die vertalings sê en dan ook self die woordeboeke sê. Geber beteken op een plek in die hele Bybel seun. Nou sê ek, hoe kan dit wees? Ek dink nie dis reg nie. En toe het ek 'n studie gemaak van die woord geber in die boek van Job. En ek het gesien baie plekke, oor al die plekke waar hy voorkom, 23 plekke as ek nou reg onthou, word Job gechallenged deur God, aangevat deur God en gesê, maar as jy dan sê jy's 'n geloofsheld, dit geber, uh dan moet jy tog staan in jou geloof. Dan kan jy nie saam met jou vriende kla oor alles nie. En nou dink ek nadat Job se lewe geken is en hulle gesien het hy is 'n geber, 'n geloofsheld. Toe is die verhaal, die biografie van Job opgestel. En daaroor het hulle dan hierdie woorde reg in die begin oor sy geboortedag gesê. Die dag wat 'n geber verwek is, 'n geloofsheld verwek is. Nou wil Job nou vervloek want hy het baie swaar gekry. So dit maak eintlik vir my die punt baie sterker as mens dan in Job 3 vers 3 daar kan insit. Hy het die dag waarop hy verwek is, vervloek. Die dag waarop hulle gesê het 'n geber, 'n geloofsheld is verwek. So as dit die regte betekenis is, dan maak dit daai versie soveel sterker. En weet julle luisteraars, ek is letterlik die enigste ou in die wêreld wat dit so vertaal. Maar ter ondersteuning moet ek vir julle sê, ek het 'n paar vertalings gekry wat daarna verwys en een vertaling het letterlik dit gesê, baie moderne vertaling wat baie goed is, baie modern in die sin van 'n nuwer vertaling. En hulle het letterlik dit met seun vertaal, maar hulle het 'n voetnoot daar gesê en gemaak en gesê ons behoort eintlik hierdie woord as geloofsheld te vertaal. Maar ons volg die tradisie. Volg die konvensie. So ja, daar is vertalers en vertalings wat gesien het wat ek ook gesien het. Maar vir daai vertaling, dit is die net vertaling NET, net vertaling. Vir daardie vertaling was dit te moeilik om uit die boks uit te gaan met hulle vertaling. En dis die punt wat ek vanoggend wil maak. Dis moeilik om uit die boks uit te vertaal. Dis baie makliker om maar net vorige vertalings te volg. Ja, dis my punt, Willem. Ja, interessant, Rolie, in die 83 vertaling wat ek het, is daai seun nie as seun vertaal nie, maar as 'n seentjie. Dinkie. Nog ek wil sê nog 'n swakker Ja, woord of ja, 'n verklein woord van 'n dapper held, 'n ja, ja. seentjie. Ja, en ek sien dat die vertaling betekenis van geber is 'n held of 'n dapper held. Ja.
Ja, nou ja, ek het Ja, baie nou interessant. vanoggend nou ook twee ander voorbeelde. Maar kom ons stap terug en vra, wat beïnvloed 'n vertaling? Hoekom maak ons 'n vertaling op 'n sekere manier? Nou Willem, ek weet nie of jy 'n idee het nie. As jy nou dink ons moet 'n Bybelvertaling maak, is daar goeters wat rolle speel hoekom 'n vertaling op 'n sekere manier gedoen word? Ja, ek dink die eerste is, jy weet, die gewone bekende wat ons mee groot geword het Ja. en vir my die uitstaande in my gedagtes, ek weet miskien nie vir almal nie, maar in Psalm 23 was daar van die stok en die staf. Ja. Jy weet en hy staf, ek dink min van ons weet hoe lyk 'n staf. En dan as dit daar staan iets van 'n kierie of iets, dan voel dit vir my so 'n verwaterde woord, maar aan die ander kant het ek geen idee wat 'n staf eintlik beteken nie. So Ja. Nou ja, so Willem het eintlik net vir my twee punte uitgelig van die wat ek in my lysie het. Die eerste is as daar 'n bekende vertaling is. Ja, ek en my vrou het al baie daaroor gepraat. Dit pla haar ook. Sy het ook met die 53 groot geword en nou lees ons natuurlik die 83 en sy onthou nog baie uitdrukkings uit die 53 uit en dit vat jare, dit vat eintlik 'n hele geslag om daardeur te werk. So bekende vertalings speel 'n groot rol. En daarmee saam dan bekende uitdrukkings uit daai verkende vertalings uit. Nou, 'n ander interessante bekende uitdrukking wat ek nou al baie keer wil verander en dit sukkel daarmee. En vir my vertalers in die Russiese wêreld ook, hulle het presies dieselfde probleem. Dis hierdie uitdrukking van Paulus sê ons moet mekaar groet met 'n heilige kus. Nou Willem, ek weet nie of jy al iemand met 'n heilige kus gegroet het nie en hoe het jy dit gedoen? Vertel my 'n bietjie. Wat het jy gedoen toe jy iemand met 'n heilige kus gegroet het? ja, ons kan Paulus bietjie kwaadlik neem dat hy nie vir ons eksak beskryf het wat heilige kus beteken nie of wat behels dit nie. Ja. Nou ja, nou luisteraars, dit moet ek darm ook vir julle sê. Daar waar ek werk in die suide van Oud-Rusland in die Midde-Oostiese wêreld. Ja, daar sien die mans mekaar nog op die wang. Dit is hoe hulle mekaar groet. En ek dink ook in Paulus se wêreld was dit maar die bekende ding geweest. Mans het mekaar op die wang gegroet, gesoen. En as jy nou as een gelowige ander gelowige moet soen op die wang, dan dink ek dis 'n heilige kus. Nou ja, ek dink in moderne tyd sal ons sê jy met jou broers en susters 'n drukkie gee as medegelowige. So dis dieselfde effek. Maar ek dink nie dit gaan ooit aanvaar wees as ek sê Paulus het gesê broers en susters moet mekaar 'n drukkie gee as broers en susters as medegelowiges nie. Maar dis wat dit beteken. So om 'n bekende uitdrukking te verander is onmoontlik omtrent. Dis om uit die boks uit te breek. Goed, so bekende uitdrukkings, bekende vertalings. Partykeer net 'n geliefde vertaling. Hy hoef nie so baie bekend te wees nie, maar as ek van hierdie vertaling hou, ek hou van die lewende vertaling, dan wil ek hê dit moenie verander word nie. Partykeer is daar 'n baie gewilde vertaling, soos die King James. Julle weet luisteraars, daar's letterlik plekke wat King James verkeerd is. Maar dis ons geliefde vertaling. En ons wil graag dit volg. En dan is daar goed soos die algemene vertalings, né? Soos die NIV is die mees algemene vertaling in die wêreld of die ESV, een van daai vertalings. En ons wil graag daai algemene vertaling volg. In die groot Russiese wêreld, alhoewel ek nie in Russies vertaal nie, maar in Zaburi en ander tale, wil die vertalers baie keer hê hierdie vertaling moet klink soos die Russies, want dit is die mees algemene vertaling in daardie wêreld. So die algemene vertaling, die mees bekende vertaling in die wyeer wêreld daar is die vertaling waaraan 'n nuwe vertaling gemeet word, waarmee 'n nuwe vertaling vergelyk word. So al hierdie goed het invloede op 'n vertaling. So met ander woorde, mens kan nie letterlik onbevange en vry eenvoudige vertaling gaan maak nie. Jy moet al hierdie goed in jou agterkop in gedagte hou as jy 'n Bybelvertaling maak. Roelies net so terloops.
Ek het al baie gedink, jy weet, om 'n vars nuwe vertaling daar te stel. Het net soveel voordele soos nadele, want aan die een kant gaan jy mense laat nie dink en anderster verstaan, iets beleef van 'n nuwe verwoording van dieselfde ou gedagte, en aan die ander kant verloor jy weer die bekende wat jy gememoriseer het en wat jy in jou gedagtes kan opsê deur dit nie te maak. So 'n deel gaan jy verloor en 'n deel gaan jy Ja, wen as jy totaal nie nie maak dink. nie. Nie dat ek dink die een is noodwendig goed of sleg nie, albei het sy voordele. Ja. En die algemene aanvaarbaarheid van jou vertaling kan teen baie laag wees, baie min wees, want mense gaan dit nie Mm, aanvaar dat jou vertaling se verskil nie. Ja. Ja, so mm. dit is dinge wat invloed het op 'n vertaling. So kom ons gaan nou na die tema toe terug, né? Ehm dit is moeilik om uit die boks uit te vertaal. Met ander woorde, ons het geleer en dit is so, daar's wysheid in al die jare se kennis en se vertalings en dis eintlik goed om vorige vertalings te volg. Deels daarvan omdat daar baie ervaring en kennis dan is, maar deels daarvan omdat dit bekend is. En nou wil ek vir oggend vir ons twee vertalings aanhaal waar ons kan sien hoe vorige vertalings gevolg is. Blaai asseblief saam met my na Lukas 23 toe. Lukas 23 en ons gaan ook kyk na Johannes 19. So Lukas 23 en Johannes 19. Maar kom ons kyk dan nou eers na Lukas 23. Willem, ek gaan vir ons lees van vers 13 tot 18, maar die kernvers is eintlik net vers 16 wat 'n baie kort versie is. Ek gaan hom net nou apart lees ook. En ek lees uit die 2020 vertaling. Nou luisteraars, ek weet nie of jy nou al die 2020 vertaling ken nie. Dis 'n baie goeie vertaling, regtig. Ek dink dis ons beste vertaling. Ek het wel 'n bietjie kritiek omdat hulle baie keer ou woorde of ou uitdrukkings gebruik, maar dis dalk juist die invloede wat die ou vertalings op hierdie vertaling het. En daaroor voel ek dit spreek nie altyd ons jong mense aan nie, maar vir my as met 'n grys kop, baie goeie vertaling. So, maar hulle het eintlik die Grieks en die Hebreëus baie sterk gevolg. Nou kom ons lees dan Lukas 23 vers 13 tot 18 uit die Afrikaans 2020 vertaling. Nou dit gaan hier oor Jesus se verhoor en hoe Pilatus dan nou hierdie hele verhoor ervaar het en agtergekom het Jesus is eintlik onskuldig. So Lukas 23:13 tot 18. Pilatus het die leierpriesters, die volksleiers en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as iemand wat die volk op 'n dwaalweg lei. En kyk, ek het hom in julle teenwoordigheid verhoor en kon hierdie man nie skuldig vind op enige van die aanklagte wat julle teen hom ingebring het nie. En Herodes kon ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het inderdaad niks gedoen wat die dood verdien nie." En dan vers 16. "Ek gaan hom dus laat gesel en hom vrylaat." Maar hulle het almal saamgeskreeu: "Weg met hom! Laat Barabbas vir ons vry." So Pilatus baie goedgesind oor Jesus, want hy het agtergekom wettiglik is Jesus nie skuldig nie. En dan sê hy vers 16: "Nou om julle te paai, gaan ek hom dus nou maar laat gesel en dan gaan ek hom vrylaat." So dit is wat die Afrikaans 2020 vertaling sê. Nou, my tema is dat vertalings vorige vertalings volg. So waar kom die 2020 vertaling aan die uitdrukkings wat hulle hier gebruik het? Nou is interessant as ons so 'n bietjie terugstap. So omtrent 5, 6 jaar voor die Afrikaans 2020 vertaling is die Hollandse vertaling gemaak, NBW, die nuwe Bybelvertaling van Hollands. En daar lees ek vir julle nou die Hollands van Lukas 23:16. "Dus sal ek hom vrylaat nadat ek hom het laat geselen." So hulle gebruik presies dieselfde uitdrukking. Ek sal hom vrylaat nadat ek hom laat gesel het. Maar ook die Afrikaans 83 vertaling klink presies so. "Ek sal hom dus laat gesel
en dan loslaat. So eintlik was die 83 eerste, toe die NBW en toe kom die 2020 en die 2020 sê ook ek sal hom dus laat gesel en dan vrylaat. So al hierdie vertalings het mekaar gevolg. Want 83 vertaling het ook die ou Hollands geken, die nuwe Hollands het gekom, die 2020 het gekom, almal volg dieselfde uitdrukkings hoe hulle hierdie sinnetjie wil vertaal. Maar Willem, luisteraar, kom ons kyk na die 53 vertaling. As jy die 53 vertaling voor jou het, maak hom oop asseblief en kyk wat staan daar. Nou as die vraag is dit reg of is dit verkeerd? Kyk wat staan in die Afrikaans 53 vertaling in Lukas 23 vers 16. Nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. Ja, nou wat beteken dit? Kastei, ons weet slaan, reg sê of bestraf. Nie ander vertaling sê straf, nê. Nee. Nou hoekom is daar 'n verskil? Hoekom sê drie vertalings voor my sê nadat ek hom gegeesel het sal ek hom vrylaat en die 53 vertaling sê nadat ek hom gestraf het, gekastei het, sal ek hom loslaat. Dis tog nie dieselfde woord nie, Willem. Luisteraar, dis tog nie dieselfde woord nie. Is een van die vertalings reg of verkeerd? Is een van die vertalings verkeerd en die ander reg? Dit is die vraag wat ek wil vra. En ons gaan nou verder daarna kyk. Aangesien ons uit die boks uit moet dink, sal ek nou aanneem dat dat dit nie demokraties is hierdie nie, dat die drie nie noodwendig jou goedkeuring wegdra of laat ek sê jou vertaling ge- bevat nie, maar dat dit nader is aan kastei is soos in die 53 en ons weet dat die ou 53 vertaling eintlik ook 'n baie goeie direkte vertaling was Roulet in baie opsigte 'n baie goeie vertaling. Ja, nou maar my vraag is dit die 53 vertaling wat uit die boks uit is of is dit die ander 3 wat uit die boks uit is? Wat Ja. nou reg. En natuurlik luisteraar, gaan ek na die Grieks kyk om dit vas te stel. So, dit is my eerste voorbeeld, Lukas 23:16. Kom ons bly nou na Johannes 19 vers 1. Dis dieselfde verhaal hier rondom Jesus se kruisiging, se Jesus se verhoor. Kyk wat staan daar in Johannes 19 vers 1. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. So, selfde woord, selfde ding, né? Nee. So dit lyk vir ons dan asof daai vorige 3 vertalings reg is, maar net of die 53 vertaling die verkeerde vertaling is. So, hoe gaan ons weet watter is nou eintlik reg? So, wat sê die oorspronklike Grieks? Willem, en ek weet jy is heel knap met die Grieks ook. Ek gaan nou die Grieks vir ons lees en dan vertaal, dan luister jy 'n bietjie of ek nou reg hier aangaan. So ek het die Grieks op die skerm, ek het dit gekopieer uit my Griekse Bybel uit. Johannes 19 vers 1 in Grieks klink so: Tote un elaben ho Pilatus ton Jesus kai emastigiuse. Tote un elaben ho Pilatus, toe het hy hom gevat, Hm. Pilatus het hom gevat, vir wie? Ton Jesus, vir Jesus, en hom geemastiguosen. Dit kom van die Griekse werkwoord af, mastigoo. Nou mastigoo beteken letterlik om te gesel. So, dis 'n baie goeie vertaling dan in Johannes 19 vers 1 wat daar staan. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Goed, ons het net toe gesien Hm. 3 vertalings vertaal Lukas 23 vers 16 ook met gesel. Kom ons kyk wat sê die Grieks van Lukas 23 vers 16. Ek lees dit ook dan in Grieks. Paidiosas un auton apolluso. Paidiosas on auton apolluso. Ek sal hom dus paido, ek sê maar net so vir nou. Ek sal hom dus paido en hom loslaat. Dit is wat in Lukas
23 vers 16 staan. Nou Willem, my vraag is om te verstaan wat dit sê. Kom ons kyk wat beteken paideō in 'n in ander plekke. Ek het maar net een ander voorbeeld gaan haal en dit het ek gaan haal uit Openbaring 3 vers 19 waar die woord paideō ook voorkom. Openbaring 3 vers 19 klink so in Afrikaans. Diegene wat ek liefhet, berispe en tug ek. Wees dan ywerig om jou te bekeer. Diegene wat ek liefhet, berispe ek. So daai woord berispe is paideō. Nou Willem, ek weet nie of jy nog jou Grieks kan onthou en weet wat beteken paidon, paidon. Weet jy wat die woord beteken? Ja, iets met kinders grootmaak as ek nou reg onthou. Nou, paidon beteken kind, letterlik net kind. So paidon Maar net beteken kind, paideo is om iemand to child somebody, nee, om iemand te kind. Met ander woorde om iemand groot te maak, om iemand groot, ja, ja. op te voed, Op te voed. op te voed. Op te voed, ja. Ja, op te voed. Maar partykeer is hierdie opvoeding 'n bietjie strenger. Daaroor word die woord paideo ook op ander plekke vertaal as dissiplineer. Ek sal iemand dissiplineer, ek sal hom paideo. Ek sal hom straf selfs. So ek opvoed, dissiplineer en straf is almal vertalingsmoontlikhede vir paideo. So dis wat daai woord beteken. Nou, uh so ek persoonlik dan sal Lukas 23 vers 16 vertaal met nadat ek hom dan gestraf het, sal ek hom loslaat. Want ek het net nog gesê, né? Dat staan in die Grieks nadat ek hom gepaideo het, sal ek hom loslaat. En hier is niks van gesel nie in hierdie Griekse sinnetjie nie. Niks nie. Maar die vertalers het inligting gevat uit ander plekke in die Bybel. Soos in Johannes 19 vers 1 waar daar staan Pilatus het vir Jesus gegesel en hom losgelaat. Daar is die woord gesel gebruik. Maar in Lukas 23 vers 16, ek dink Lukas wou die gevoel, die attitude, die empatie van Pilatus weergee. En daarom het Lukas in die Grieks geskryf. Nie gesel nie, maar hy het gesê straf. So Pilatus wou eintlik nie vir Jesus gesel nie. Hy het gedink as hy hom net so 'n bietjie liggies kan straf, dan sal die volk tevrede wees. En daaroor staan dan letterlik in Lukas 23 vers 16 dat Pilatus vir Jesus jammer gekry het en hom net wou straf. Ek voeg nou by liggies. Hy wou hom net liggies straf en hom vrylaat. Dan skreeu die skare: "Nee, ons wil vir Barabbas vrylaat." Maar daar staan nie dat Pilatus vir Jesus wou gesel nie. Maar ons vertalings het gesel geskryf daar. Want op ander plekke lees ons dat hierdie straf wat gegee is aan Jesus eintlik geseling was. Maar Lukas wou hierdie empatie van Pilatus weergee deur nie die woord gesel daar te skryf nie. So Lukas het letterlik geskryf dat Pilatus gesê het nadat ek hom dan gestraf het, gedissiplineer het, dan sal ek hom loslaat. Want die woord straf dissiplineer is paideo. Dis soos om 'n kind groot te maak of te dissiplineer. Ja, dit is wat Lukas dan vir ons wil weergee. Nou nie weer eens, jy weet, twee vertalings, twee weergawe. Lukas 23:16 en dan Johannes 19 vers 1. Die een staan letterlik bestraffing of eintlik nie eers bestraffing nie, is amper vermaaning. Dit is op ek wil sê gestraf is 'n byna te sterk woord, maar omdat in Johannes 19 vers 1 daar staan gesel, het dit die voordeel is dat albei gedeeltes nou gelykleesig lees. Dit Hulle is lees albei ja, gegesel. ja, Maar aan die ander kant, die empatie wat
Lukas beleef het van Pilatus word nie weergegee in die betekenis in die verskillende betekenis nie. Ja, Ons het nou al twee in die verskillende vertalings nie. ja, in die ja, skus ja. Ja, So ja. dit is kosbaar dat daar ook verskillende betekenis variasies na vore kom en dis nie wesenlik van aard nie, maar dat dit ander momente beklemtoon en nie noodwendig net dieselfde lees nie. Maar aan die ander kant is dit weer gerusstellend om te weet as twee gedeeltes lynreg lees, albei gesel, dan weet ons daar's geen teenstrydigheid. Niemand sal sê ja, daar's met die skrif gepeter of daar 'n fout ingeslyp of iets nie. Ja, ja. So luisteraar, my punt dan van die vanoggend is dan dat as die ou Hollands, die nuwe Hollands, die 83 vertaling almal hierdie foutjie gemaak het deur Paideo wat dissiplineer is met gesel te vertaal omdat hulle die inligting van ander plekke in die Bybel gekry het, dan kom die 2020 en hy volg ook maar dieselfde prinsip, dieselfde konvensie volg hy. En dan sê ek as Bybelvertalingskonsultant wat letterlik na elke Griekse woord kyk en moet kyk, het agtergekom, die Griekse woord is iets anders. Die Griekse woord is nie gesel nie. Die Griekse woord is dissiplineer. En daarom is ek nou alweer bereid om uit die boks uit te gaan en los te breek van die konvensie van die 2020 konvensie van die 83 konvensie van die Hollands om te sê hierdie versie wil ek vertaal met Pilatus het vir Jesus laat straf. Dat dissiplineer moet ek eintlik sê en hom vrygelaat. Maar dit is moeilik as ek dit sou skryf in my vertaling gaan baie mense my kritiseer en sê maar jy breek nou die konvensie, jy gaan uit die boks uit. En dit gaan eintlik vir baie mense onaanvaarbaar wees dat ek nie die Grieks volg nie. Ag dat ek die Grieks wil volg en nie die konvensie nie. Ja, so om buite die boks te vertaal is eintlik baie moeilik. Daar is tog nie 'n reg of 'n verkeerde manier tussen hierdie twee keuses nie. Moet jy die konvensie volg of moet jy werklik vertaal wat daar staan? Die letterlik En van die as 'n mens op die keper beskou, dan is dit eintlik dat jy die werklike vertaling moet gee, net soos dit daar staan, so naby aan direk as moontlik. ja. Ja, so die straf wat gegee word was geeseling geweest. So in implisiet is dit nie verkeerd nie. Maar letterlik is dit nie korrek nie. Ek dink nou het ek dit mooi gestel, ja. Ja, en dan word die vraag nou gestel, as daar nou 'n nuwe vertaler is wat nou afwyk van die konvensie, is dit aanvaarbaar? En ek wil sê ja, dit kan aanvaarbaar wees want die opleiding van vertalers is baie goed. En daar's ook mentorskappe. Ek is 'n mentor vir iemand hier net hier in Afrika hier by Bosbokrand wat 'n vernuwe vertaler word in sy Noord-Sotho dialek vertaling Sepelana. Ek is ook 'n mentor vir mense daar in die Russiese wêreld wat hulle kom leer by my. So dis oor 'n 2-3 jaar tydperk wat so mentorskap werk. En hulle leer hoe ek as 'n ervare vertaler, konsultant werk. So ek dink die nuwe vertalers is goed, hulle werk goed, hulle werk uit die oorspronklikheid. Want ek wat is die woord? Ek lei die voorbeeld van ek kontroleer vertaling uit die Grieks en die Hebreëus uit. En ek kyk na ander vertalings, maar dis nie my basis vir my finale besluit nie. So dit maak dit moeilik om dan uit die boks uit te gaan en nie die konvensie te volg nie. Maar tog is dit goed. So ek wil sê en ek begin hiermee nou afsluit. Vergelyk vertalings. Dis die beste ding wat jy kan doen. As jy dan sien dat die 53 sê kastei of straf en die 2020 sê gesel, gaan kyk na ander vertalings wat hulle sê. Sê hulle gesel of straf? En as jy dan op die ouend nog nie seker is nie,
Gekyk na die Grieks en die Hebreëus. Miskien sal jy my vra, hoe kan ek die Grieks en die Hebreëus kontroleer? Maar weet jy, daar's so baie interlineêre Bybels. Met ander woorde, dis 'n Bybel wat die Griekse teks het, maar met 'n woord vir woord Engelse vertaling onder dit, of 'n Bybel wat die Hebreëus het met 'n woord vir woord Engels onder die Hebreëus. So jy kan letterlik direk sien wat die oorspronklike tale beteken. Ja, Willem, ek dink dis eintlik een van die belangrikste dinge wat jy moet doen as jy 'n ernstige Bybelstudent wil wees. Nou ja, daar's 'n lekker uitdaging. Vat 'n bietjie die Grieks en Hebreëus bietjie nader daar met al die kundigheid wat jy het op die internet en op die rekenaars is vir almal toeganklik eintlik vandag. En Rulie, baie dankie. Die wonderlike is dat ten spyte van 'n klomp vertalingsmoontlikhede is ek telkens bewus daarvan dat die vertalingsverskille nie wesenlik iets aan ons godsdiens doen nie. Dit is nie asof die een sê ons moet die Here bid en die ander een sê ons moet dit nie doen nie. Dit is, ek wil sê byna sê die meeste daarvan is versterkend, bykomend tot ons geloof, maar nie dis nie primêre Ja, reddende sake wat weerspreek word in die Bybel nie, waaroor ek baie dankbaar is. ja, Geef ons die laaste woord, miskien so ehm 'n kontaknommer waar mense dalk met jou kan in verbinding kan tree as iemand jou dalk wil aanhelp of reghelp of dalk 'n Hebreëse woord vir verklaring met jou wil bespreek. ja, Willem, ja, ek wil eintlik onderstreep wat jy sopas gesê het. Dit is nuances wat verskil in verskillende vertalings meestal. Maar juis omdat daar sulke nuance verskille is dit baie goed om meer vertalings te lees. En hoe meer jy verskillende vertalings jy lees, en moontlik die Grieks en Hebreëus, hoe beter kry jy 'n meer korrekte verstaan van die oorspronklike. En ek wil sê vir jou luisteraar, letterlik as jy wil groei in die woord, jy moet groei in jou kennis van die woord. Groei in die kennis van die oorspronklike tale. Groei in die kennis van verskillende vertalings. Dan gaan jy groei in die geloof. En jy gaan verskillende nuances sien in die verskillende vertalings om so jou verstaan van die woord van God te verryk. Mag dit vir jou so wees in hierdie tyd. Ja, luisteraar, as jy dalk met my verskil of my wil ondersteun of 'n ander vraag het oor vertalings wat verskil of oor ietsie wat jy sien wat onverstaanbaar of onverklaarbaar is, kontak my gerus en dan kyk ons of ons nie saam 'n antwoord kan kry nie. My nommer is 074 419 8353. 074 419 8353. Mag jy groei in jou verstaan van die woord. En mag jy ook baie keer so uit die boks uit verstaan hê. Iets wat nie tradisioneel is nie omdat jy die woord ernstig bestudeer het. Seën vir julle. Dankie, tot 'n volgende keer.